Goeiedag almal. Ons gaan vandag verder gesels uit die boek van Romeine en ons kyk vandag 'n bietjie verder na Romeine 3. Nou in hierdie gedeelte gebruik Paulus die gedeelte baie kunstig. En hy gebruik dit en hy vra en dan gee hy antwoorde. En hy stel en beantwoord die vrae wat hy verwag sou die mense wat sy boek lees daaroor dink. En Paulus vra 8 vrae. Elkeen is in die onewe getal verse, wat verse 1, 3, 5 en 7 is. En daar is 2 vrae wat Paulus in elk geval van hierdie verse vra. En die antwoorde volg dan in die ewe getal verse, wat verse 2, 4, 6 en 8 is. In totaal is daar 8 vrae en 4 antwoorde. Die 8 vrae is in werklikheid 4 vrae, wat elke keer 2 keer gevra word. En aan die einde is daar 'n 9de vraag, aangesien Paulus 'n vraag met 'n vraag beantwoord. Die vraag wat Paulus hier vra, is nogal uitdagend en belangrik. Dit was belangrik genoeg dat dit permanent in die boek Romeine opgeteken is. En dit is verseker voordelig vir alle gelowiges om na te dink oor wat Paulus hier vra. So wat is die toepassing van hierdie gedeelte van Romeine 3? En wat beteken dit dan vir ons? En dit gaan oor die 4 antwoorde wat Paulus hier gee. Die eerste ding wat ons moet onthou, is dat dit God is wat genade voorsien. En baie van ons is baie gelukkig om die woord van God te ken, sommige deur ons ouers of onderwysers, en dalk is die prediking van so 'n aard dat jy toegerus word in God se waarheid. En daarvoor sê ons dan vir die Here dankie. Die argument wat Paulus met die Jood voer, is dieselfde argument wat vir elkeen van ons ook gemaak moet word. Baie keer leef ons so apart van die waarheid en met die waarheid, omdat die res van die goed om ons baie keer soos leuns lyk. En hoe wonderlik is nie om in die kerk te kan weet, ons bevind onsself in hierdie waarheid. Ons het die waarheid en dit is eintlik so skaars. In die tweede plek gaan dit oor die betroubaarheid van die woord van die Here. Alles wat God gesê het is waar en elke belofte word nagekom. En Jesaja 40 sê dat gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. En al wat saak maak, is wat God te sê het. Waarheid en realiteit. Dit is hoe dinge werklik is, en hoe dinge werklik is wat God in sy woord sê. Redding is wat God sê redding is. En verlossing word ontvang, soos God sê dit moet ontvang word. In die derde plek, die sekerheid van die oordeel van God. En Paulus praat ook in Romeine 1 hiervan. God is die een en die enigste een wat oordeel mag toedien. In die vierde plek, die billikheid van die geregtigheid van God. Ons sien in hierdie verse dat die veroordeling van die ongelowige regverdig is. En aan die einde van vers 8 sien ons dat al God se oordeele reg en waar is. By God is daar nooit onreg nie. En Paulus het ook aan ons elkeen gedink toe hy hierdie antwoorde geskryf het. Antwoorde waaroor ons dalk wonder. In Romeine 3 help ons om meer te leer van wat Jesus se wil vir ons lewe is en hoe ons moet glo. Ons gesels volgende keer nog verder.